Reg oor die wêreld word hierdie naweek gevier as 'n vakansienaweek. Die groter deel van die wêreld ken dit as die Paasnaweek. En ons sien dat vroeg in die oggende, ek was vanoggend al vroeg daar by die see, 5 uur die oggende, dan is die drabbers al daar om te draf. Koffiewinkels is al oop, mense sit al en drink hulle koffie. Kajakke word uitgehaal om op die see te gaan reis, te gaan visvang. En ek dink in hierdie stadium begin die malls al vol hardloop. Inkopies word gedoen, eiers word gekoop. Maar dis Paasnaweek. En ek dink by myself, het die wêreld enigsins 'n idee waaroor hierdie dag waarlik gaan. En my vermoede is nee. Ek dink die groter deel van die wêreld het nie 'n idee waaroor dit gaan. 2000 jaar plus gelede was daar 'n kindjie in 'n krib gebore. Seker die mooiste baba ooit. Wie was hierdie kind? Want van sy geboorte af is dit duidelik, daar was iets anders met betrekking tot hierdie kind. Ek weet, waar sien jy dat 'n ster skuif deur die hemelruim en gaan rus op 'n dorpie genaamd Bethlehem? Met wyse manne wat die ster volg. Waar sien jy engele wat verskyn aan herders en sê, eer aan God in die hoogste hemele, is vrede op aarde en die mense welbehaag. Vanaf die kind se geboorte was daar iets besonders met betrekking tot hierdie kind. Wie was hierdie kind gewees? Ons sien in Johannes die 1ste hoofstuk, verklaar dit in die begin was die woord. En die woord was by God. En die woord was God. Hy was in die begin by God. En deur hom het alle dinge ontstaan, en sonder hom het geen ding ontstaan wat ontstaan het. In vers 14 sê, en hierdie woord het vlees geword, en het onder ons kom woon. En ons het hom aanskou. Die eniggebore seun van God het ons aanskou, vol van genade en waarheid. Hierdie kindjie wat gebore was in daardie klip, was niemand anders as die seun van die Allerhoogste God, die Messias, die gesalfde een, wat gekom het op 'n missie, waar hy het vlees geword. En ons gaan Sondag praat oor hierdie vleeswording, hierdie kenosis, hierdie waar hy homself ontledig het van homself. Vir wie? Vir jou en vir my. Ek onthou dat die engel Gabriël het by Josef gekom en vir hom gesê dat hy nie moet vrees nie, daar in Lukas 1 vers 35, sê hy moet nie vrees nie. Want dit wat in Maria geplant is, of dit wat in haar gebeur, dit is uit God uit. En hierdie kindjie sal genoem word die seun van God. So hierdie kindjie is God self in sy seun wat vlees geword het. God wat gees is, beklee homself met die vlees van 'n mens. En die vraag wat 'n mens vra is, why? Hoekom moes God mens word? Nou, daar was 'n man, hy was 'n nuusredakteur,
En hy was wat 'n mens noem 'n gnostiek. Dit is iemand wat 'n draadsitter is. Hy is nie 'n ateïs nie en sê daar is nie 'n God nie, maar hy is ook nie 'n kind van God wat sê daar is 'n God nie. Hy is op die draad, hy sê I don't know. Dis wat 'n gnostiek is. Ek weet nie. Dit kan wees, dit kan nie wees nie. En toe hier oor die feestyd waar almal bymekaar kom en sy familie self uitgaan, want hulle was kinders van die Here, om die feestyd te vier, het hy besluit, hy gaan by die huis bly. En dit was 'n koue wintersnag. En die rede hoekom hy nie kon besluit of hy glo in God nie, hy kon nooit die inkarnasie van Jesus verstaan nie. Hoekom was dit nodig dat God wêreld toe kom? Hoekom was dit nodig dat Gees vlees moet word? En omdat hy die antwoord het op sy vraag nie, het hy besluit, hy gaan nie van sy hart 'n moordkuil maak nie. Hy gaan nie maak asof hy maar ook 'n kerkganger is nie. Hy sal eerder by die huis bly as wat hy voorgee. En daardie nag sit hy en dit sneeu buite, dit is koud. En hy sit by die kaggel en hy lees 'n boek. En terwyl hy nog so in die boek lees, toe hoor hy daar's 'n gekap teen sy venster. En hy sien daar is 'n voeltjie wat vlieg heeltyd teen die venster vas. En die voeltjie probeer inkom, want die voeltjie sien die kaggel. En hy wil inkom want hy wil warm word. Maar die venster is in die pad. En hy aanskou hierdie voeltjie en hy sien hoe die voeltjie heeltyd probeer, soveel so dat daar later bloed is teen die venster, soos wat hierdie voeltjie spook om in te kom, om warm te word. En hierdie man uit empatie vir die voeltjie staan op en hy stap uit daar buite, hy trek sy jas aan en hy stap uit daar buite en hy dog toe kyk, as hy daar's 'n stal daar buite wat het, hy gaan 'n lig aanskakel in die stal en 'n kandelaar daar opsit en dan gaan hy probeer om die voeltjie te herlei na die stal toe. En hy doen dit en hy probeer die voeltjie wegkry van die venster af om hom na die stal toe te lei. Maar die voeltjie wil nie. Hy hou aan teen die venster vasvlieg. En na 'n lang gespook en hy besef toe, hy gaan dit nie reg kry om hierdie voël te herlei na die stal toe waar dit warm is nie. Toe dink hy by homself, ai, as hierdie voeltjie net kan verstaan dat ek is nie hier om hom seer te maak nie, ek is hier om hom te help. As hierdie ou voeltjie net kan verstaan, ek wens ek kan met hierdie voeltjie kommunikeer, maar ek kan nie, want ek is 'n mens en hy is 'n voeltjie. En hy sê, as ek maar net 'n voeltjie kon word. En die oomblik toe dit by hom opkom, toe verstaan hy die inkarnasie. Skielik verstaan hy wat so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het. Wat God, soos wat ons laas Sondag gesê het gekom deur sy seun om homself aan die wêreld te openbaar, want die wêreld het 'n verkeerde begrip gehad van wie God is. Die wêreld in Hebreë was eintlik bang vir 'n God, want die Fariseërs in daardie dae het God as 'n streng, wettiese man voor 'n God voorgestel, wat nie kan wag om te straf wanneer jy oortree nie. En hulle het hierdie God as 'n veroordelende God gesien. Maar ons sien dat God het homself deur sy seun kom openbaar, om vir die wêreld te kom wys, om met hulle te kan kom kommunikeer. En vir hulle te sê, ek het nie gekom om te veroordeel. Ek het gekom, want ek is lief vir julle. Ek het gekom, want ek wil julle help. Want die wêreld is besig om te verdrink in sy eie boosheid.
Want ek is hier om uit te reik na Here. Net soos daai man wat so gewens het hy kon 'n voeltjie word. Om daardie voeltjie te help wat besig is om stikkend te vlieg deur 'n venster. So lief het God die wêreld gehad. Deur die wêreld wat hy so lief gehad het, was nie meer dieselfde wêreld wat hy aan die begin geskaap het. Dinge het gebeur in tussentyd. Daar was 'n val gewees. Toe God die wêreld aanvanklik gemaak het, het hy gesê, en kyk, dit was goed. Die wêreld was pragtig en mooi. Die blomme het geblom en die bome het hulle vrug gegee. Daar was nie dorings en distels nie. Alles was perfek. Maar toe die val kom, sien ons dat die aarde het vervalle geword. Ja, daar is nog mooiheid. Maar kyk net hoeveel verval is daar in die wêreld. Maar God het daar so wêreld gekom, maar die wêreld waarvan Johannes 3 vers 16 praat nie van die aardbol met sy skepper nie. Die wêreld wat hy van praat, is die mensdom. Maar selfs die mensdom is nie meer dieselfde gewees as wat dit was die dag toe hy vir Adam en Eva geskaap het. God het vir Adam en Eva geskape sodat daar harmonie en gemeenskap en vreugde en 'n verhouding, 'n intieme verhouding tussen hom en die mens was. Maar omdat die mens gerebelleer het teen God, deur in ongehoorsaamheid op te tree teen God se wil, was daar 'n breuk in daardie verhouding. En sonde het in die wêreld ingekom. En die wêreld het verval in moord, in oorloë, in jaloesie, in wetywering. Dit was nie God se oorspronklike plan dat mense mekaar moet moer vir voordeel nie, dat mense jaloers moet wees teenoor mekaar en mekaar moet uitbuit vir my eie gewin nie. Maar Johannes 3:16 sê, maar so lief het God die wêreld gehad. Selfs met die val van die wêreld het God gesê, ek het selfs daardie mensdom lief. Al is die wêreld nie meer wat dit is, wat dit was, ek het nog steeds daardie wêreld lief. Hy het ons lief gehad, ten spyte van ons val, ten spyte van ons boosheid. So lief het God hierdie wêreld gehad. Nou hoekom het Jesus na hierdie wêreld gekom? Hy het die wêreld so lief gehad, want hy wou die wêreld red. Hy wou die wêreld red. Ons onthou van 'n verhaal van 'n bordmannetjie wat 'n tollenaar was. Daar in Lukas hoofstuk 19, julle onthou vir hom? Sy naam was Saggeus. En Jesus het op 'n dag na Jerigo toe gegaan waar Saggeus gebly het. Maar omdat Saggeus nie gewild was by die volk nie, want hy was 'n tollenaar. En ook omdat hy baie kort van statuur was, het hy nie gemeng met die skare nie, kon hy nie by Jesus uitkom nie. So hy het vooruitgehardloop by die prosesie wat Jesus ingelei het in die stad in. En wat doen hy? Hy klim op in 'n boom, 'n wilde vye boom, sodat hy Jesus in die bome kon aanskou. En ons weet hoe Jesus daar verbygaan, toe stop hy by hierdie boom. En hy sê vir Saggeus, ek wil vandag by jou huis aangaan. Klim maar van die boom. Maar wat doen die ou kerkmense? Dit is krities. Kan Jesus dan nie onderskei met wie tyd te doen nie, soos wat ons baie keer hoor? Ja. Wat maak jy met daai man? Ja. Né?
Kom uit onder hulle uit! Ja. Jesus het ingegaan by 'n tollenaar se huis. En terwyl hierdie kerkwêreld Jesus so kritiseer en sê, kyk dit daar. He's going to eat dinner with a sinner. Ja. Het Jesus hulle aangekyk. En wat het hy gesê daar in Lukas 19, vers 10? Onthou julle? Kom ons maak hier die Bybel oop. Dat ons daarom die Bybel ook byderhand hou. Hy sê, want die Seun van die mens het gekom om te soek en te red die wat verlore is. Die doel van sy koms, hoekom het hy gekom? Om te soek en te red die wat verlore is. Laat my so dink aan die woorde van Lukas, die 5de hoofstuk. Gaan net so 'n paar hoofstukke terug. Daar in vers 31. Hy sê, Jesus praat, hy sê, die wat gesond is, het die geneesheer nie nodig nie, maar die wat ongesteld is. Ek het nie gekom om regverdiges te roep nie, maar sondaars tot bekering. Hoekom het hy gekom? Om te soek en te red. Sondaars, wat verlore is, wat verdwaald is, om hulle tot bekering te bring. Hoor die woorde van Paulus in 1 Timoteus 1 vers 15. Dit is in 2 Timoteus. 1 Timoteus 1 vers 15. Dit is 'n betroubare woord en werd om ten volle aangeneem te word, dat Christus Jesus in die wêreld gekom het om sondaars te red, waarvan ek die vernaamste is. I'm the chief of sinners. As Paulus dit gesê het, wie is ek en jy om 'n ander belydenis te hê? Ek is die geringste, sê Paulus. Ons onthou die woorde toe die engel by Maria kom. Toe sê hy, jy sal 'n kind baar, daar in Matteus 1, kom ons lees net daai ene ook. Matteus 1 vers 21. Hy sê daar, en sy sal 'n seun baar, en jy moet hom Jesus noem, want dit is hy wat die volk van hulle sondes sal verlos. Jesus Christus het na die wêreld gekom, hierdie samelewing, wat in sonde gedompel was, verlore was, verdwaald was, om die wêreld te red. Waarvan? Van hul sonde. Jy sien, dit was sonde wat die wêreld in hierdie vervalle toestand gedompel het. Dit was sonde wat die wonderbare, intieme, heerlike gemeenskap wat daar tussen God en mens was, kom verbreek het en 'n skeidsmuur gevorm het volgens Jesaja 59:2 tussen God en 'n mens. Maar Jesus het gekom om vir die wêreld te wys dat God het jou lief. En hy in verhouding met jou wees. Hy wil gemeenskap met jou hê. Maar ons gaan eers moet deel met die sonde. En ons weet dat die loon van die sonde is die dood. So as jy met die sonde wil deel, moet jy met die loon daarvan deel. As daar 'n skuld is op 'n produk, moet jy eers die skuld betaal om die produk te kry. Amen. Julle wat so lui baie, julle weet mos,
Ek ken dit. Jy moet eers daai laaste paaiement betaal voordat jy kan terugkry. En Jesus het gekom om die loon van sonde. Wat sê Jesegiel 18:20? Die siel wat sondig moet sekerlik sterf. En hier is 'n ander rede hoekom hy die vlees van 'n mens moes afneem, want onthou hy's God, hy kon nie sonde in sy gees dra nie, hy moes die sonde in sy vlees dra. Hy moes die skuld van sonde betaal in sy vlees, sodat daar die vlees gekruisig word. Hy het gekom om daardie skuld te betaal, om vir die wêreld te kom wys dat God het jou lief. Hy het nie gekom om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gered kan word. Dis hoekom hy gekom het. Hy het gekom sodat daardie verhouding en gemeenskap herstel kon word. Hy het gekom om die doel waarvoor jy geskape is weer te herstel. En hoekom is ons geskape? Om gemeenskap met God te hê. Om die vreugde en die seën en die heerlikheid te kan ken van 'n intieme verhouding met God. Dis die rede hoekom jy hier is. We are created for His pleasure and for relationship. Nou, liewe vriende, ons weet mos dat jy kan 'n sekere instrument gebruik. En daai instrument het 'n primêre doel. Maar baie keer gebruik jy goed vir 'n ander doel as waarvoor dit gemaak is. Wie ken dit? Ja, moet 'n skroef losgedraai word, jy het nie nou 'n skroewe draai nie, dan vat jy sommer 'n vurk of 'n mes. En dis nie sy primêre doel om skroewe los te draai nie, maar jy gebruik dit vir dit. Of ek weet nie wie was al by Johan se huis. Kyk, hy is lief vir by sulke curiosity shops instap of sommer hier by die stalletjies, dan koop hy allerlei goed soos koperkraantjies en goedes. En dan gebruik hy daai kraantjies. Waarvoor is 'n kraan? Om water te gee. Maar gaan kyk bietjie waarvoor gebruik hy 'n kraan. Hy plant plante. Binne in die kop van die kraan en bo-op en gieters wat water moet giet, het blomme in en dit lyk te pragtig en is te mooi. So jy sien hoe 'n produk gebruik kan word. Dis nie sy primêre funksie nie, maar dit kan ook vir ander goed gebruik word. Nee, waar nie? Ja. Ek het al gesien, 'n ou met 'n buggy, soos hierdie Foxy buggies gevat het, en die kappe afgebreek het, jy weet, en toe plant hy vir hom 'n tuin. Daar waar die engine moet wees, daar plant hy 'n tuin. Die buggy was nie gemaak vir dit nie, maar dit lyk te mooi. Maar dit is nie sy primêre doel. En broer en suster, hoeveel mense gebruik hulle liggame? Verander dit. As jou primêre doel waarvoor jy geskaap is. En ons sien hoe mense die lewe leef vir ander doeleindes as waarvoor hy geskaap is, en dan sien jy hoe daardie lewe so met die tyd tot niks uitloop. Hulle verval in verslawings. Dit verval in egskeidings. Dit verval in depressie. Dit verval in siektes op siektes, terminale siektes. Dit verval in hopeloosheid. Want die liggaam is nie gemaak vir dit waarvoor jy dit gebruik. Broer en suster, God het vir ons 'n gedagte gegee sodat ons hom kan ken. Hy het vir jou 'n mond gegee sodat jy hom daarmee kan verheerlik. Hy het vir jou oë gegee sodat jy sy heerlikheid kan aanskou. Hy het vir jou ore gegee
sodat jy sy stem kan hoor. Hierdie lewe is geskaap sodat jy in intieme verhouding met hom kan wees. Maar ons sien dat baie mense gebruik dit vir ander doeleindes. Maar Jesus het gekom om jou te red van daardie dinge wat skade berokken aan die bestaansrede hoekom jy hier is, naamlik sonde. Om dit uit die weg uit te ry, sodat jou primêre doel vervul kan word. En dit is om hom te verheerlik met alles in jou. That's why he came. Dit laat my dink aan die woorde van 2 Korintiërs 9:15 wat hy sê, dank God vir hierdie onbeskryflike gawe. Jesus is 'n onbeskryflike groot gawe. Nou broer en suster, hier in Johannes 3 vers 16, weet ons, praat van 'n man met die naam van Nicodemus, net voor dit, wat na Jesus toe gekom het, en gesê het, ek weet, jy's 'n besondere mens. Ek weet, dat God met jou is, Jesus. Want niemand kan die dinge doen wat jy doen, as God nie met hom is nie. Hierdie Nicodemus het iets agtergekom met betrekking tot hierdie man. En Jesus sê vir hom, o Nicodemus, as jy nie weer gebore word, sal jy die koninkryk van God nie sien. Hy sê, weergebore, hoe kan ek terugkeer in my moeder se skoot? Mens kan toch nie 'n tweede maal gebore word nie. Hy sê, nee, as jy nie gebore word uit water en gees, sal jy God nie sien. Maar hoe? Hoe moet ek? Hoe kan ek God sien? Hoe kan ek die koninkryk van God beerwe? En Jesus sê vir hom, so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy seun gegee, sodat elkeen wat in hom, elkeen wat in hom, die verloor hoef te gaan. Glo. Ek dink aan daardie tronkbewaarder, toe Paulus en Silas daar in Filippi in die tronk gegooi was, net omdat hulle goed gedoen het. In die tronk gegooi vir goed doen. Vandag word die slegtes vrygelaat in die tronk uit, en die wat wil goed doen word in die tronke gegooi. Ons is terug in die dae van Paulus. En die tronkdeure gaan oop, want hulle sing lofliedere tot eer van die Here. En toe die tronkdeure oop gaan, toe val die tronkbeweerder daar in die tronk in, want hy dog nie eens almal is weg. En die Romeinse wet sê, as 'n tronkbewaarder aan die slaap raak, of van die gevangenes ontsnap, dan vat hulle die tronkbewaarder se lewe. En toe hy sê die tronkdeur is oop, toe dog hy almal is weg. So hy val daar in, en Paulus sê, nee, hy nie donker, die ons is hier, moenie vrees, die ons is hier. Hy val sommer daar in die tronk, wat beteken dit om gered te word? Dan weet ek jy nou bedoel, om te gered te word in die hand van die Romeinse regering, want hy het so vinnig geskree, ek weet, hy weet nie eens waar, ek dink dalk het hy het dit geweet, kyk, ek is dood. One way or the other, I'm a dead man. Wat beteken om gered te word? Ons weet hoe Paulus van hom sê, glo in die Here Jesus Christus. Dan lees dit daar in Handelinge 6. Jy sal gered word. Jy en jou hele huisgesin. Geloof is die eerste stap. Ons dink aan die Ethiopië, nadat Filippus vir hom daar in Handelinge 8 die hele evangelie uitgeleed, uit Jesaja 53 uit. En uiteraard moes Filippus met hom gedeel het oor die doop ook, want hy vra toe van, wat verhinder my om gedoop te word? En wat was Filippus se antwoord? As jy glo met jou hele hart. Wat glo? Glo dat Jesus Christus is die Messias. Hy is die gesalfde een. Hy is die een wat gekom het
om te soek en te red die wat verlore is. Hy is die een wat gesterf het, begrawe is en opgestaan het op die 3de dag en opgevaar het na die hemel en vandag sit aan die regterhand van God. Hy is die een voor wie engele buig. Hy is die een wat sê ek is die Alfa en die Omega. Hy word genoem wonderbaar Raadsman. As jy glo in Jesus Christus dat hy die Seun van God is, God wat vlees geword het, en jy glo dit met jou hele hart, en jy doen die werke van geloof, wat uiteraard insluit die dood, dan het daar redding vir jou huis gekom. Dis wat Jesus vir Nikodemus gesê het. Nou, liewe vriende, dit laat my dink aan die woorde van 1 Johannes die 4de hoofstuk. Jesus het gekom om sy lewe te gee, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore hoef te gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. 1 Johannes 4:9. Hierin is die liefde van God tot ons geopenbaar, dat God sy enige gebore Seun in die wêreld gestuur het, sodat ons deur hom kan lewe. Die lewe is in die Seun. Verlossing is in die Seun. Ek dink is daar in 5 vers 11, waar hy sê, dit is die getuienis, dat God ons die ewige lewe gegee het, en die lewe is in sy Seun. Wil jy lewe? Ken die Seun, bly in hom. Ons almal ken die pragtige woorde van Romeine, die 5de hoofstuk. En hy sê daar in vers 7 en 8. Hy sê, want nouweliks sal iemand vir 'n regverdige sterwe. Vir 'n goeie mens sal iemand nog die moed hê om te sterf. Maar God bewys sy liefde tot ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Nou, ek het 'n bietjie gaan dink. Hier kom God. Hy gee sy lewe vir 'n wêreld wat in sonde gedompel is. Gee sy Seun vir 'n sondaar soos ek. Julle wat ouers is, dink so 'n bietjie. As jy vandag 'n brief kry van Madagaskar, en in die brief staan, meneer Michael, ons wil graag hê dat jy jou dogter sal stuur na Madagaskar, want ons wil hê dat sy oor Madagaskar sal kom heers. Dat sy die plek sal kom bestuur, sy sal al die hulpbronne kry wat sy nodig het. Maar ons het 'n leier nodig in Madagaskar. Sal jy jou dogter stuur? Nou kyk, dit sal nie lekker wees om jou dogter te verloor, maar daar's baie voordele, is daar nie? Ek weet alles wat sy nodig het sal voorsien word, en ek sê, julle sal ook voordeel trek. En dit klink na 'n goeie deal, ons gaan daar 'n bietjie mis, maar ons gaan altyd vir haar gaan kuier. As 'n mens te veel begin verlang. So, ja, ek dink ek sal dalk vir ou Leempie stuur. Want ek wou nog altyd Madagaskar toe gegaan, hè. Maar, verbeel jou, hulle skryf 'n brief en sê, meneer Michael, ons wil hê, jy moet jou dogter stuur, sodat ons haar kan doodmaak. Sodat ons haar op 'n paal kan hang, en haar kan verniel. Sal jy dan nog gretig wees om dit te doen? Dink bietjie daaroor. God stuur sy Seun na 'n wêreld
wat hom gaan doodmaak. En hy stil dit. Dit gaan my verstand te bowe. Wat 'n soort liefde is dit? Hendrik, wat 'n soort liefde? Ons het nou net gelees in Romeine 5 vers 7, wat sê, vir 'n regverdige sal iemand nouweliks sy lewe gee. Miskien nog, vir 'n goeie mens sal ek dalk my lewe gee. Hy sê, maar God het sy liefde bewys deur sy seun te gee, toe ons sondaars was. Hy het geweet, ons is so sleg, ons gaan hom doodmaak. En stel die Bybel. Verduidelik vir my daardie soort liefde, asseblief. Want dis nie in my hart nie. Ek weet of ek my kind sal kan gee, as ek weet, hulle gaan doodmaak. Maar waaraan meet 'n mens liefde? Liefde word grotendeels gemeet aan die waarde of aan dit wat iemand vir jou doen. Weet, liefde word mos bewys. Weet, vrouens sal weet, 'n man kan nie sê ek is lief vir jou nie en until further notice it stays the same nie. My man, jy sê nie meer is lief vir my nie. My vrou, ek het by ons troudag vir jou gesê ek is lief vir jou. En dit bly dieselfde totdat ons sien dat daar is veranderinge. Kan ons so liefde vir mekaar? Nee, ware liefde deel mee. Want dis liefde wat gee. Liefde word gesien in die maat van jou offer wat jy gee teenoor 'n persoon, nie waar nie? Met ander woorde, wat het dit jou gekos? Die waarde van daai offer. Dit gaan nie oor, ek is nie hier in kompetisie nie. Ek het vir my vrou 'n sweetie pie gekoop, vir die week. Maar vir daai sweetie pie moes ek gaan soek, want jy kry nie sweetie pies in enige winkel. Jy laat dit gekom. Dis 'n skaars kommoditeit. Ek moes Gordons by Pick n Pay toe ry vir daai sweetie pie. En daai sweetie pie is nie meer $12.99 nie, dis $16.99. En hulle almal was gebreek, ek moes soek deur die boks om dit te kry. Wat jou is. Opofferen. It cost me. Dis $16.99, ek het net R30 in my besie gehad. So vir my was dit 'n duur sweetie. Ek lees myself en gekoop nie, want ek het die geld vir nog een gehad. Jy sien die waarde van 'n geskenk. Ja. Kan gemeet word. As 'n multi-biljoenêr, as hy sou kom en hy koop vir my 'n R20.000 se ring. Ja, ek sal daarvan hou. Maar dit sal nie so betekenisvol wees nie, want vir 'n multi-biljoenêr is R20.000, ag man, hy maak dit in sy rentes vandag. Wat is R20.000 vir 'n multi-biljoenêr? Dit kos hom nie veel nie. Hoeveel keer het ek al goed huis toe gevat, dan lyk dit baie duursaam, maar ek het eintlik geskenk gekry by iemand anders te. Ek sê my vrou daar. Ek weet dis baie nice. Hierdie blommeryker. Maar ek het het gekry by die begrafnis wat ek direk gehou het. Wat gaan ek met dit maak? Wat gaan ek met dit maak? Om my vrou sal dit maak, ja. So, ja, dis mooi, maar dit kos my nie veel. So, die waarde van liefde word baie keer gemeet aan die geskenk wat jy gee en wat dit jou gekos. Broer en suster, God kom vir die wêreld al die diamante gegee wat jy nog in jou lewe gesien het. Maar wat sou dit vir ons werklik beteken? Want hy kan berge skep uit diamante uit en uit goud uit.
It would not have cost him so much. Maar nee, hy gee sy enige gebore seun. That's costly. En wat ons vier vandag is die liefde van Vader wat vir my so lief gehad het, dat hy vir my gegee het wat vir hom baie duursaam was, naamlik sy eie seun, om te kom sterf vir 'n sondaar soos myself, sodat ek nou my geloof in hom kan plaas en kan uitroep en kan sê, Here, my Messias, my verlosser. Oh, what love. What a gift. Hoe kan iemand die daai geskenk wil aanvaar? Vertel vir my, hoe kan hulle nie? Maar ek is hier vanmôre, vroeg op 'n Vrydagmôre, om God te dank met my stem wat hy gegee het, om lofsang aan hom te sing, vir die geskenk van Jesus Christus. Hy het gekom om te red. Is u gered vanmôre? Verlei jy hom as jou verlosser en jou Messias? Dan is dit die moeite werd om vanmôre op te staan. Oh, we love you, Jesus. Want u het ons eerste lief gehad. U het u liefde bewys deur u lewe te gee vir 'n sondaar soos ek. That's why I love him so. En daarom is die naam soet op ons lippe vanmôre. Word verheerlik deur die lofsange van die volk. Amen.